Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van die Here se woord vir u altyd baie kosbaar is. Nou ja, voor ek vandag begin, wil ek graag baie dankie sê aan elkeen wat die vorige video's gelike, subscribe, gecomment het en dit geshare het met almal. Dis baie belangrik dat ons hierdie waarheid sal uitbring by baie mense. Nou ek wil as 'n ware vandag afsluit met hierdie 23-24 September fiasco, deur te sê, hierdie valse duitsetters waarlik berou oor hierdie misleiding wat plaasgevind het. En dis 'n baie ernstige saak, want baie mense besef nie dat wanneer jy teenoor God gesondig het, moet jy aan God dit bely. Wanneer jy aan mense gesondig het, behoort ons dit teenoor mekaar te bely. Maar hierdie mense het God se naam gebruik en daar is geen twyfel dat dit die geval was nie. Hulle het sy naam gebruik om te sê hy het gespreek terwyl hy nooit gespreek het nie. Nou in hierdie video vandag gaan ons kyk of hierdie mense werklik berou toon en u kan reeds op die skerm sien van Brother Joshua, I won't apologize, en ons gaan vandag na hierdie video's kyk en ek wil graag afsluit met hierdie gedagte. Ons moet mekaar vergewe in liefde, maar dit is baie ernstig dat hierdie mense wat nie berou het nie, wat hierdie goed gedoen het, aanspreeklik gehou gaan word deur God. En daarom is dit baie ernstig. So kom ons spring dadelik weg. Nou ek begin altyd deur te sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En daarom doen ek dit altyd in liefde. En ek kry baie boodskappe van mense wat sê, ja, ons moet ophou, ons moet vergewe, en so meer. Maar tog is dit belangrik dat hierdie mense wat dit tog gedoen het, nie ware berou getoon het teenoor God nie. En ek gaan nie almal onder dieselfde kam skeer nie, maar ons gaan vandag kyk na die video's en ons gaan u kan vir jouself dan besluit of hierdie mense waarlik teenoor God berou het. So kom ons kyk na wat is 'n valse profeet. In die eerste plek, dit is enige iemand wat valse voorspellings maak en sondig natuurlik in die eerste plek teenoor God, en daarom is bekering baie belangrik. So enige iemand wat hierdie voorspellings waag en sê die Here het gespreek, hulle sondig teenoor God en hulle moet dit bely en hulle moet bekeer. Nou ek het vir net vandag 2 skrifgedeeltes wat ek weer wil aanhaal. Die eerste is, en die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam en ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leengesig en nietige waarsêry en bedriegery van die hart. En is dit presies wat hierdie mense gedoen het. Die tweede skrifgedeelte, hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêry. Hulle wat daar sê die Here het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie, en dan wag hulle op die vervulling van die woord. So dit is baie ernstig. Hierdie mense het nou verwag dat dit moes gebeur, dit het nie plaasgevind nie, en die Here sê hulle is besig met waarsêry. Ek dink dit is baie ernstig. Nou kom ons dan kyk na 'n videoklip van Dani Botha voordat die 23-24 September plaasgevind het, en daar het hy gesê hy is geen valse profeet nie, maar ons gaan dit na hom luister en dan gaan ons dit bespreek. Hou vas wat jy het. Hierso Galasiërs 4 vers 16 sê Paulus, het ek dan julle vyand geword deur vir julle die waarheid te vertel? Is ek nou 'n valse leraar, 'n valse profeet, 'n duiwelaanbidder, 'n dit of 'n dat of 'n dit? Nee, ek is nie. Nou ja, Dani Botha gaan so ver om te sê, as ek nou 'n duiwelaanbidder, valse profeet, hy behoort baie goed te weet dat wanneer hy gesê, die Here het vir my gesê, en hy het dit gesê, die Here het my gepraat, hy het my gepraat deur hierdie ding en deur hierdie basyne, en hy het vir my duidelik gesê, die Here het nie met Dani gespreek oor die 23-24 September wegraping nie. En nou sê hy nie, hy is nie 'n valse profeet nie. Die Here se woord sê, iemand wat dit doen, is 'n valse profeet. En daarom moet hy belydenis doen teenoor God in die openbaar. Dit help nie te sê, ek het al met die Here in my binnekamer gepraat nie. Jy het openlik God se naam gebruik, jy moet openlik sy naam bely en jammer sê. En dit is wat hierdie mense nie doen nie.
Toe daar gevra is aan hierdie man, brother Joshua, they say you are a false prophet, toe sê hy, I'm not a prophet. Nou, wat is 'n valse profeet? Of jy nou 'n pastoor, 'n leraar, 'n gewone lidmaat is, of wie jy ook al mag wees, en jy profeteer vals in die naam van die Here, dan sê die woord van God, jy's 'n valse profeet. En hierdie mense wil dit nie erken nie, en jy gaan dit nou sien in van hierdie video's. Nou goed, kom ons gaan kyk na van hierdie mense, Dani Botha, natuurlik, brother Joshua, en dan hierdie dame, haar naam is dan bekend as Terry, sy het video's gedoen reg oor die internet via YouTube, en nadat selfs hierdie ding nie plaasgevind het nie, gaan sy aan asof dit nooit iets ernstigs was nie, asof sy niks verkeerd gedoen het nie. En dan hierdie man wil ek graag bespreek in die einde, dis die enigste van hierdie 4, en daar's duisende ander wat valse profeseë gebring het, ek kan nie oor almal praat nie, maar hy het gesê, ek is jammer. En u gaan sien hoe jammer is hy regtig gewees, en dis ware bekering. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van brother Joshua, waar hy absoluut adamant, hy is nie jammer nie. Kom ons gaan kyk. But the call that I'm giving to Christians, to those who believe, because what is happening out there, people are making apologies. Someone who apologizes is someone who is admitting they were wrong. The message was wrong. Don't apologize and don't defend it, because the owner of the message is going to defend the message. Nou ja, dis baie duidelik dat hy geen verskoning het om aan te bied nie. Hy is nie eens jammer nie. Hy sê mense wat om verskoning vra, bewys eintlik hulle is verkeerd. Hy sê moet dit nie verdedig nie. Die een wat die boodskap gegee het, sal dit wel verdedig. En ek dink hy praat hier van die Here homself. Die Here het nooit hierdie boodskap gegee nie. Hy is 'n valse profeet en hy moet dit begin erken. Hoe beter vir homself, hoe vinniger, hoe beter. Nou ja, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waarin hy absoluut nie eers remors het nie. Hulle vra vir hom of hy hy's nie jammer oor die datums wat hy gegee het nie, want hy's glad nie jammer daaroor nie, maar hy is ten minste jammer dat hy mense leed aangedoen het. Kom ons sal hoor na hierdie arrogante antwoord. Are you sorry for how they felt? I know you're not apologizing for the date, right? But are you remorseful for the pain and the heartache, you know, that they had gone through? You know, some people sold their houses, their cars, their valuables, you know, because they just did not see themselves here. And fair enough, because you did guarantee that. Are you at least sorry for the emotional stress and the pain that they felt in the process and the anguish of just waiting at that moment and nothing is happening? I wouldn't want to use the word sorry, as if like I have a blame. Okay, just remorseful. Empathy. Do you have empathy? I'll make an example. I never told anyone to give away their possessions. In fact, I never even touched the subject. I never even spoke about money. Nou ja, dit is presies die houding van hierdie brother Joshua. Hy sê hy sal nie die woord jammer gebruik nie, en dan vra hulle vir hom, het jy enige remors, het jy enige berou oor wat hy verkeerd gedoen het aan mense, en so meer. Dan kyk hulle so verbaas aan en sê, hy gaan nou 'n voorbeeld gebruik. Hy het nooit gepraat oor geld nie, en al hierdie goed nie. So, hy het aan niemand gesê, verkoop julle besittings nie, en hy het nie eens daaroor gepraat nie. Dit is absoluut verstommend, hoe hierdie mense met die woord omgaan, met God omgaan, hulle het geen berou nie. Dit is wat vir my uitstaan in hierdie fiasco van 23-24 September. Mense sê dinge, en wanneer hulle wel verkeerd is, dan is hulle nie eintlik jammer nie. Maar kom ons gaan luister na 'n video van Dani Botha, waar hy nou met Isak gesels het, natuurlik, en kom ons hoor of Dani regtig ware berou toon in sy woorde. Kom ons gaan kyk. Dani, hoe voel jy vanoggend?
Man, ek voel nie baie goed in my gees en in my hart nie. Ek is hartseer. Ek is hartseer oor ek nog hier is, oor ons nog hier moet aangaan, maar nou ja, my vertroue in die Here is sterker as ooit. En ek wil net eers, voor ons enige iets sê, wil ek net vir die mense sê, ek is regtig verskriklik jammer. Dat mense seer gekry het, as mense goeders verkoop het, wat ek nooit gesê het hulle moet doen nie, dan is ek baie jammer, en ons het misgevat. Dit is al wat ek kan sê, ek wil geen verskonings aanbied vir enige iets nie. Uit my hart is seer, my hart is seer oor mense, ook hartseer is dat hulle hier moet agterbly, en dat het obviously nog nie die tyd is dat ons moet gaan nie, maar ek het nooit intensies gehad, Isak, om enige mens seer te maak op enige manier nie. My intensie was net, ek was net bang dat mense moet agterbly as hy ark se deur toeklap en mense is hierdie kant in. Nou Dani Botha, toon hy enige berou teenoor God? Het hy enigstens intensie om voor mense openlik op social media te sê, ek is jammer in die eerste plek teenoor my Skepper, teenoor Jesus Christus, wie se naam ek valslik gebruik het. Nou as jy gaan kyk waaroor is hy jammer, dan is hy baie jammer dat die wegraping nou nie plaasgevind het nie, en dat hy nou nie, dat daar nie so iets gebeur het nie, en dit is wat hy oor hartseer is. Jy weet, 'n mens moet hartseer wees, wanneer jy in die eerste plek in sonde is, wanneer jy verkeerd, wanneer jy Jesus 'n leenaar gemaak het, dan moet jy dit openlik bely, en dit het hy nie gedoen, nêrens nie, ek het dit nêrens op enige video gesien. Hy is jammer oor wat mense gelei het, en skade gelei het, en die tipe van ding, maar nooit jammer gesê aan God nie. Nou sê ek het nooit enige bedoeling gehad om enige iemand seer te maak nie, op geen manier nie. My enigste bedoeling was dat ek bang was mense sou agterbly. Nou Dani, as 'n mens gaan kyk wat die woord van die Here leer, daar is nie 'n pre-tribulation rapture nie. Daar sou geen left behind wees nie. Ons gaan almal deurgaan tot by die wederkoms van Christus. So waaroor hy jammer is basies omdat hy uitgevang was, dit het nie plaasgevind nie, en nou is dit sy verskoning. Hier moet ware berou getoon word, en ek sien nie regtig berou hier nie. Kom ons gaan kyk na die volgende. Hy sê, ek wil vir die mense sê, ek is verskriklik jammer, as iemand seer gekry het, of as hulle besittings verkoop het, en dan sê, ek het nooit gesê, hulle moet dit doen nie. Nou, wat is die gevolg, wanneer jy 'n valse leerstelling bring, wat klink asof dit God is wat dit sê, dan gaan mense mos daarop reageer. Veral as dit die wederkoms is, dan gaan jy mos nou dinge doen, soos jou besittings verkoop, jy gaan ophou werk, en dis die gevolg daarvan. En dan sê ek het dit nooit vir julle gesê om dit te doen nie. Kom ons gaan kyk na 'n komment, iemand wat 'n komment gelewer het, Dani moet vir God om verskoning vra, en nie vir mense nie. Hy het God in sy woord in twyfel getrek, daar behoort geen debatte te wees verder met hom nie. Hy het Matteus 24 vers 36 nie geglo nie. En dit is eintlik baie, baie ernstig, en dit is eintlik die waarheid. Dani moet aan God om verskoning vra, en hy moet dit openlik doen op die social media netwerk. Nou goed, hy sê die volgende, although he admitted to getting the date wrong, Botha claimed that there were signs of the end times. Hy sê net, hy het net die datum verkeerd gehad. Hy glo steeds dit moes gebeur het, maar die datum verkeerd gehad. Up until late on Wednesday, Dani Botha told his Facebook followers that a rapture was still possible. Hy sê, if the Lord does not come, I have to say sorry to the people that this doesn't mean I regret what I said at all. Kan jy sien wat hy sê? Dit beteken nie ek is jammer oor wat ek geprofeteer en gesê het nie. So hy het geen berou daar nie. My intention was never to offend anyone. If I'm a fool, then I'm a fool for Jesus. Kyk, as jy verkeerd gegaan het teenoor God, kan jy nie Jesus 'n fool meer wees nie. As jy die Here dien en mense vervolg jou en sê jy is 'n fool, dan is jy 'n fool vir Jesus, dis waar. Maar jy kan nie verkeerde uitsprake, verkeerde profeseë bring en sê, ag, ek is nou maar Jesus 'n fool nie. Dit werk net nie so nie. Maar kom ons gaan luister na die onderhoud wat hy gehad het met Johan in Nederland. En luister mooi wat sê Johan, wat se e-mail het ontvang en wat sê die mense en wat is Dani Botha se reaksie daarop?
I just 5 minutes before this discussion received an email from one of many emails, I must confess, from somebody in South Africa about you and about the events of the last few days. I want to read the first few words here of this email that I received about 5 minutes ago from an unknown person. It reads, Johan, I watched the interview this morning with Isak and Dani. But the most disturbing fact is that he shows no remorse of his false predictions. Make it off lightly as a little mistake. Just ask his herders to forgive him, but does not ask God's forgiveness publicly. I'm not going to read the whole email. I also watched the interview with Isak du Plessis, but I wonder if we could start by you responding to this person who is unknown to me who sent me this email. Yeah, well, first of all, I just want to say that, you know, the Lord doesn't expect from us to go and lie down and let the people jump on you and hurt you and mock you and scoff you anymore. I already asked the Lord's forgiveness long before I come on any public platform to speak to people. Me and my case before the Lord, I just came out of my prayer room before I stepped in here, and I was speaking to the Lord for about an hour. And a long time ago, somebody gave me a word. It's 15 years ago, and I opened my Bible, and it's written in front of my Bible. And the Bible says, the word says, when God gives you a vision, and it's opposed by man, do not reduce your vision. Stay close to Jesus Christ. Stay true in faith. Amen. Of course, I asked God, how did I miss it? How did I misinterpret it, what he said to me? Because the Lord truly said to me that the tribulation is going to start. Nou ja, daar is Dani Botha se antwoord. Nie een oomblik sal hy sê, weet jy, ek het in berou die Here gesê, ek is 'n valse profeet gewees, ek het die naam misbruik in hierdie hele fiasco nie. Al wat hy sê is, die Here verwag nie dat mense op jou moet trap nie, en iemand het vir hom gesê dat as jy 'n visioen gekry het, staan vas daarin. Nie een oomblik sal daar, hy het wel nou gesê dat die Here om verskoning gevra het. Maar Dani Botha glo steeds God het met hom gepraat. En die antwoord wat God hom sou gee, hoekom hy dit gemis het, kan moontlik een wees van, Dani, jy het iets gespreek wat ek nooit gespreek het nie. En Dani Botha wil dit nie erken nie. Dit is baie belangrik dat hy voor God in ware berou. En ons gaan nou kyk, wat is godly sorrow teenoor 'n worldly sorrow? En dit is baie ernstig. Nou, kom ons begin het, hy toon geen berou nie, hy het net misgevat. Jy vat nie mis nie. As jy God se stem nie gehoor het nie, dan sê jy niks nie. Hy dink hy het God se stem gehoor en dit het nie plaasgevind nie. Hy bely aan mense, maar nie aan God nie. Dat hy wel bely het dat hy wel hierdie ding aan die Here bely het, sê hy. Maar dit moet openlik, dit moet publiek gebeur. Jy moet vir mense wys, jy is jammer, jy was verkeerd gewees, jou profesie was vals gewees. En almal glo dat hy dit nie gedoen het nie, want hy het dit nêrens op social media gedoen nie. Hy moet dit erken openlik. Nou, wanneer jy in die publiek gesondig het en mense mislei, dan moet jy aan God ook in die openbaar jou valse profesie en jou voorspellings bely. Dit is baie, baie ernstig en baie belangrik. En tog vra hy die Here, hoe het hy dit gemis? Want die Here het vir hom gesê dat die groot verdrukking gaan begin. Nee, die Here het nie met hom gepraat nie. Die groot verdrukking het nie begin nie, en dit gaan nie nou begin nie. Daar is sekere goed wat moet gebeur natuurlik, maar ek gaan nie vandag daaroor praat nie, maar hy het nie van die Here gehoor nie, en hy moet begin erken dat hy het nie van God gehoor nie, en dit bely, en dis belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk na hierdie videoklip. En ek wil ook net dit by sê, ek het nog nooit vir 'n mens gesê, verkoop jou goed nie. So as julle sê, mense verkoop hulle goed, luister, God het nie vir my dit gesê nie, anders sou ek dit vir julle gesê het. Hy het nie gesê nie, hy het gesê, werk rustig voort. Doen wat jy moet doen, Dani. My koms is hier, doen wat jy moet doen, praat met die mense. I'll make an example. Okay. I never told anyone to give away their possessions.
In fact, I never even touched the subject. I never even spoke about money. Nou, al twee van hierdie, Dani Botha en Joshua, natuurlijk het hulle Dani Botha by Joshua hier goed gehoor en hy het dit begin glo, maar kan u glo? Nie een van hulle het berou oor wat hulle sê nie. Albei sê dat hulle aan niemand gesê het om hulle besittings te verkoop nie, maar dit is die gevolg van 'n valse profesie wat plaasgevind het. En nou is hulle baie adamant en sê, ek het nie gesê jy moet jou goed gaan verkoop nie. Dit is absoluut onsin. Hierdie mense wil nie erken hoe verkeerd hulle mag wees nie. Nou, ware berou gaan vir jou vereis om bande te breek met brother Joshua, wat jou mislei het, Dani, en tog wil Dani met hom verdere bande smee. Nou, as jy in die onderhoud geluister het met Isak Du Plessis, dan het hy gesê dat hy gaan nooi, hulle gaan saam bid, en dat hierdie Joshua is 'n ware kind van God, en hy's meer opreg as 90% van Christene. Jy het dit gehoor, gaan kyk na daardie videoklip. En tog wil hy nie bande breek met iemand wat hom mislei het en steeds geen ware berou toon oor sy valse profesie nie. Is dit nie skokkend nie? Nou goed, ek gaan nou dadelik 'n video vir jou wys van die man wat hulle die aand wat gasheer gespeel het op sy program Medic for Christ. Kom ons gaan kyk of hy ware berou het, en dit is vir my absoluut 'n riem onder die hart om te sien dat hierdie man die enigste is wat ware berou toon. Kom ons gaan luister. I made a promise when I first started being involved in this whole catastrophe. And that was that I would not kick the can down the road. That I would not be one of those date setters that would move on to the next date and continue making excuses for failed predictions. And I'm not going to do that. I was wrong. I was wrong, and I repent of my involvement in this. I believe I caused a lot of harm by being involved in this, and I will spend the rest of my life having to live with that, with the damage that I have done to my brothers and sisters. And I am truly sorry. And I truly pray that you will understand that I really believed Joshua. I really believed his testimony. I really believe the Lord was leading this whole thing. And I really, truly believe from the bottom of my heart that this was going to happen. I feel like a fool. Those of you out there who will call me names, and I won't defend myself. You are well within your rights to call me all of the nasty things that you guys have been chomping at the bit to call me. I will not defend myself because I was wrong. I was dead wrong. And I counted the cost when I first made that video supporting this whole debacle. I counted the cost, and the bill is due. And I'm now paying the cost. And it will cost me everything, because I have discredited myself as a teacher. And this channel will be discredited, will be shut down. And I can't ask you to trust anything I say after this incident. Nou ja, dit is 'n ware belydenis, 'n ware berouvolle belydenis. Is dit nie 'n goeie voorbeeld van 'n ware berouvolle bekering nie? En dit is wat hierdie ander twee moet doen, Dani en natuurlik Joshua. Maak toe jou kanaal, stap af van hierdie bediening van die eindtyd. En gaan dien die Here, gaan sit en luister na ware godsmanne wat die woord van God ken en leer van hulle. Dis baie belangrik. Maar dit is 'n ernstige saak, want om teen God te sondig op hierdie manier, God haat valse profete. God gaan valse profete straf. God sal enige sonde straf, maar as jy in God se naam gebruik en sy naam
as 'n leuen uitbeeld, dat hy iets gesê het wat hy nooit gesê het nie. Dis baie ernstig vir God. Nou ek gaan vir jou 'n video speel van Justin Peters, waarin hy die verduideliking gee, die verskil tussen godly sorrow en the worldly sorrow. Ek wil net gaan luister mooi wat hy sê, en kyk of hierdie mense wat hierdie goed gedoen het, aan watter kategorie val hulle. Kom ons gaan luister na wat hy sê. The Bible speaks in 2 Corinthians chapter 7 about two different kinds of sorrow over sin. And I tell people, you know, if you doubt your salvation, whether or not you're a true Christian, spend some time in 2 Corinthians chapter 7 and understand the difference between a worldly and a godly sorrow over sin. Because the Apostle Paul says in 2 Corinthians 7 that a worldly sorrow leads to death, but a godly sorrow leads to repentance unto salvation. So what is a worldly sorrow? A worldly sorrow is nothing more than a guilty conscience. What would happen to me if my sin were exposed? What would be the consequences to me? You know, what would people think of me if they knew what I was doing on the side? And what would people think of me if I was caught in my lies? What would my spouse think of me if he or she knew who I was talking to on, you know, social media or texting that I didn't want my spouse to know about? What would happen to me if my spouse knew what I was looking at on the computer? Things that I shouldn't be looking at. So we try to cover up our sin. Not because we grieve over it, but because we don't want the consequences of it. But if we could get away with it, ask yourself this question. If I could get away with my sin, if nobody would know about it, would I go right back to it? And if the answer to that question is yes, then that is a worldly sorrow, and a worldly sorrow leads to death. But then there's this other kind of sorrow over sin, and Paul says it's a godly sorrow. Paul says that a godly sorrow leads to repentance unto salvation. A godly sorrow over sin is that sorrow that is vertically oriented. A godly sorrow comes when we grieve over our sin because we understand that our sin grieves God, and we do not want to grieve Him. We do not want to grieve His person. He has been so good, so kind, so patient, so generous, so faithful, so merciful to us, that when we sin against Him, it grieves us that we've done that because our sin grieves Him. Nou, dit is baie pragtig gestel. Wanneer jy teenoor God gesondig het, moet dit jou hart seer maak. Jy sien baie mense, soos hy gesê het, is nou bang hulle is uitgevang. Hulle is nou geembarrassed. Dit het nie gebeur nie. En nou cover hulle sondes nou op, hulle cover het. Ja, maar ek het verkeerd verstaan en ek het nie dit en allerhande verskonings. As jy teenoor God gesondig het, moet dit jou hart grief en jy moet dit teenoor God bely. Dis 'n godly sorrow. Die ander sorrow is absoluut om jouself te beskerm, want jy's uitgevang. Jy's geembarrassed, iemand het jou uitgevang, jy was nou verkeerd gewees. En dan kom jy met verskillende verskonings. En daarom is dit belangrik dat daar 'n groot verskil is tussen goddelike en 'n wêreldse berou. Die goddelike berou, dit bring verandering in jou lewe, die aflê van die sonde, die erkenning van jou sonde, en jy bekeer jou absoluut weg van daai dinge af. Dit is ware berou. En hierdie mense wat hierdie voorspellings en hierdie valse profesieë gebring het, probeer hulle nou self beskerm, deur te sê, maar ek het dit verkeerd verstaan, daar's 'n nuwe datum, en hulle het allerhande verskonings, maar hulle kan nie teenoor God werklik berou toon, en dit openlik doen nie. Daarom wil ek sê, ek sluit af met hierdie fiasco van 2023, 2025, die 23 en die 24ste. Ek gaan nie weer daaroor gesels nie. Ek gaan wel 'n video doen oor die nuwe datums wat nou gaan kom, blykbaar die 7 en die 8 Oktober van Joshua weer eens, maar ek dink ek het genoeg gesê oor hierdie ding, en dis baie belangrik. Mag die Here u seën en mag hy u altyd bewaar van valse leerstellings en valse profete natuurlik. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.